Liewe Berse gemeente en al ons kosbare vriende. Ek wil vanmôre praat met mense wat in hulle geestelike lewe so 'n bietjie voel hulle gaan agteruit en voel dat hulle nie meer heeltemal so seker is nie. Maleagi 3 vers 3 kry ons hierdie woorde: en hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer. Hierdie vers het 'n paar dames in 'n Bybelstudieklas baie gepla, want hulle wou weet wat dit beteken en hoe dit verband hou met die karakter van God. Een van die vroue het aangebied om te gaan uitvind hoe die suiweringsproses van silwer regtig werk. So kon hulle dan 'n beter idee kry van wat in ons teksvers bedoel word. Daar dieselfde week het die dame 'n silwersmid gekontak en 'n afspraak met hom gemaak om hom te kom dophou as hy met die silwer werk. Sy het nie laat blyk wat die eintlike rede vir haar nuuskierigheid is nie. Sy wou maar net die proses dophou. Terwyl sy die silwersmid dophou, hou hy 'n stukkie silwer oor die vuur en maak dit baie warm. Hy verduidelik dat dit in die reinigingproses nodig is om die silwer in die middel van die vuur te hou, waar die vlam die warmste is, sodat al die onreinhede kan wegbrand. Meneer, is dit waar dat u gedurende die hele proses voor die vuur moet bly sit tot die proses voltooi is? Die man antwoord: ja, dame, en dit is nie al nie. Ek moet ook my oë op die silwer hou terwyl dit in die vuur is. As die silwer 'n oomblik te lank in die vuur gehou word, sal dit vernietig word. Maar meneer, hoe weet u wanneer die silwer ten volle suiwer is? Hy glimlag en antwoord: o, dit is maklik. Die proses is suksesvol voltooi wanneer ek myself in die silwer kan sien. 2 Korintiërs 3 vers 18 staan: ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. So my liewe broer, suster, as u vandag of in hierdie tyd die hitte van die reinigende vuur voel, onthou dat God sy oog op u het en dat hy jou sal bly dophou totdat hy sy beeld in jou kan sien. Ons is reeds in Christus geestelik oorgebore en in hom is ons reeds rein. Maar hier op hierdie aarde werk dit bietjie anders. Hier moet ons verander word sodat ons lig sal skyn ter wille van die koninkryk van ons Here, van ons God in die hemel. Hy sê hierso, Matteus 5 vers 16, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. 'n Mens hoor soms by sterwende mense in die hospitaal die vraag: dink u ek het genoeg gedoen om die ewige lewe te beerwe? As 'n mens iets moet doen om 'n geskenk te ontvang, dan is dit mos nie 'n geskenk nie. Dan betaal jy mos vir die geskenk. Efesiërs 2 vers 8 sê: julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Evangelie beteken goeie nuus. En soms verwar ons hierdie suiwering in die vuur. Ons verwar dit so dat ons dink dis 'n suiwering om ons in die hemel te kry. Nee, Jesus is die een wat gebrand is en gekruisig is, sodat ons die ewige lewe as 'n geskenk kan ontvang. Hy het betaal daarvoor. Maar hierdie suiwering, hierdie dinge wat gebeur selfs wanneer ons in 'n pandemie sit soos hierdie, waar die Here die gemors wat die mens maak van die natuur en van dinge om ons, dat die Here dit gebruik om ons maar net weer 'n bietjie te kom help om rein te wees, om te brand sodat ons rein kan wees, sodat ons lig kan skyn, sodat die evangelie kan uitgaan, die goeie nuus, die uitroep van God. So moet asseblief nie vanmôre twyfel nie. Niemand sal jou uit sy hand uitruk nie. Moenie dink dat God jou deur vuur sit om jou in die hemel te kry nie. Dit is Jesus wat dit reg gekry het. Kom ons dank liewer vandag die Here vir die ewige lewe wat aan ons geskenk is. Vra dat hy ons sal verander om te word wat ons reeds in Christus is. Ja, selfs as dit nodig is dat hy ons so silwer sal suiwer hier waar ander ons lig moet sien.
Kom ons bid saam. Here, ons dankie vandag vir die sekerheid wat ons kan hê, dat ons 'n geskenk van U ontvang het, Here. Dat U selfs vir ons die geloof gegee het om die geskenk aan te neem, die geskenk van die ewige lewe. Here, ek dank U vandag dat U ons gekies het volgens die skrif, geroep het, bestem het. En Here, bo alles, dat U ons vrygespreek het, dat ons in Christus 'n nuwe skepsel is. Maar op hierdie aarde, Here, moet sekere dinge bietjie weggebrand word, sodat ons lig sal skyn ter wille van die koninkryk van ons Here. Here, ons kan vandag net dankie sê. En ons kan in hierdie moeilike tyd, en dit is moeilik vir almal, kan ons net sê dankie Here, dat alles uiteindelik ten goeie gaan meewerk. Want ons ewige lewe is reeds deur U uitgewerk in Jesus Christus ons Here. Amen.